Hi TikTok fam, ek hoop het gaan goed. Ek lees in Hebreërs 11 vers 6, hy sê dat om God te behaag, eerstens moet jy weet dat hy bestaan. Dit beteken jy moet geloof hê. Dit beteken jy moet weet daar is 'n God. In die Hebreërs die eerste vers, Hebreërs 11 die eerste vers praat hy van geloof is 'n vaste vertroue in die goed of in die dinge wat ons nie kan sien nie. Maar ons glo in dit. En dan sê hy in vers 6 dat om hom te behaag. En ek dink wat beteken behaag? Behaag beteken om 'n aangename indruk te maak. 'n aangename indruk te maak. 'n welgevalle indruk. So as jy God wil behaag, as jy God wil beïndruk, dan moet jy weet hy bestaan. Niks anders in hierdie wêreld, onder hierdie wêreld, bo kan die wêreld, waar jy ook al gaan, niks kan die Here beïndruk nie. Dis niks nie. Die enigste iets wat die Here beïndruk is jou geloof. Dis hoekom hy sê dat om hom te behaag, eerstens moet jy weet hy bestaan. En om te weet hy bestaan beteken jy moet geloof hê om te weet dat hierdie God bestaan. En dan sê, dan moet jy ook weet dat hy is 'n rewarder of those who seek him. En as jy iemand soek en jy bid tot iemand, dan moet jy mos eers weet, wie is hy persoon? Of vir wie soek ek? Hoekom soek ek die persoon? So om te glo en te weet, soms bid jy, en dan is jy soos, ek bid nou maar net om het. Even die gebede is so powerful because jy weet hy bestaan. Want as jy nie geweet het, daar's 'n God nie, hoekom sal jy probeer om te bid? Hoekom sal jy even sy naam oor jou lippe laat kom? Of wonder oor hom? Ek besef dat daar is niks, absoluut niks, wat God meer kan beïndruk as jou geloof in hom. Dis ons geloof wat ons redding bewerkstellig. Dis ons geloof wat die hand van die Here beweeg. So ek wil vir iemand vandag sê, keep on believing. Staan firm in die faith.